Ek wil julle herinner daaraan dat dit nogal belangrik is om iemand te verstaan, ook aan die hand van die werk en die funksie wat hulle verrig. Dis een ding om 'n persoon te sien, dis 'n ander ding om hulle te verstaan in term van hulle werk. As jy 'n besigheid het, hoor ek, is dit goeie praktyk om eers te sê, wat is die persoon se werk wat ons nodig het? Hulle moet skoonmaak en hulle moet dit doen, hulle moet dat doen, en dan gaan soek jy die persoon. Jy gaan soek nie eers die persoon en dan bou jy 'n pos rondom hulle nie. Jy eers die pos en dan soek jy die persoon. En wat ek graag daarmee wil sê, in die Bybel help die Here Jesus ons om die persoon van die Heilige Gees te verstaan, maar ook sy werk. En dis vir ons belangrik, want dis Jesus wat self sê, dis wat die Heilige Gees doen. Dis nie 'n teologiese interpretasie nie, dis nie 'n ander mense verstaan nie, dis die Here Jesus wat self sê. Nou, net so 'n vinnige voelvlug, ek wil vir julle vanaand by 4 stasies laat stil staan. Die eerste stasie is om te verstaan, hoe het Jesus die werking van die Heilige Gees verstaan? Die tweede stasie wat ons gaan stil staan is, plekke waar ons miskien moet waaksaam wees. Plekke waar ons moet sien, dis nie wat die Heilige Gees se werking is nie. Dan gaan ons gesels oor die doop met die Heilige Gees, en dan maak ons klaar met wat is die gawe wat die Heilige Gees gee. Net so 4 stasies waar ons gaan stil staan. Maar om die Heilige Gees te verstaan, is dit goed om te sien dat die Here Jesus kom, en ons sien daar's 'n fees van weke, wat ons ook die Loofhuttefees noem. 40, 49 is 7 maal 7, so daar's 7 weke, en dit is in die Loofhuttefees tydperk, waar hulle onthou, dat ons pelgrims was in die woestyn en dies meer, en die hoogtepunt daarvan is die 50ste dag, dis Pinkster. En wanneer ons praat van Pinkster, dan kom die Here Jesus daarso in Johannes 7, vers 38 op 'n baie kritiese punt. In hierdie fees, hy staan regop en hy sê, maar die een wat na my luister, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En hiermee het hy verwys na die Gees. Dit is wat Jesus daar doen. En dan wil ek julle net bietjie vorentoe neem in Johannes 16. In Johannes 16 lees ons wat die werk gaan wees van die Heilige Gees. Hoekom stuur hy hom? En ek wil graag saam met julle lees, as julle 2020 vertaling het, gaan ons van vers 4 aflees, die tweede gedeelte van vers 4. Ek het hierdie dinge nie van die begin af vir julle gesê nie, omdat ek nog by julle was. Maar nou gaan ek na hom wat my gestuur het. En nie een van julle vra my, waarheen gaan u nie? Maar omdat ek hierdie dinge vir julle gesê het, is julle harte vol droefheid. Ek vertel julle egter die waarheid. Dit is voordelig vir julle wanneer ek gaan. As ek nie weggaan nie, sal die Parakleet nie na julle toe kom nie. As ek egter weggaan, sal ek hom na julle toe stuur. En wanneer hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde, omdat hulle nie in my glo nie. Van geregtigheid, omdat ek na die Vader toe gaan en julle my nie meer sal sien nie. Van oordeel, omdat die heerser van hierdie wêreld reeds geoordeel is. Ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle kan dit nie nou verwerk nie. Maar wanneer hy kom, die Gees van waarheid, sal hy julle in die volle waarheid lei. Want hy sal nie uit homself praat nie, maar hy sal net sê wat hy hoor. En hy sal die toekomstige dinge aan julle bekend maak. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit wat hy van my sal ontvang, aan julle bekend sal maak. Alles wat die Vader het, is ook myne. Daarom het ek gesê, wat hy van my ontvang, sal hy ook aan julle bekend maak. Goeie gedeelte om te lees, ook in die tyd van Pinkster. Nou wil ek tog vir julle vra, net gou vinnige prentjie,
Daar is 'n paar sepies wat ons kyk. Chicago PD is een wat ek kyk. Chicago Med is die ander een wat ek kyk. En Chicago Fire. Hy kyk Bianca, hy verveel my. Maar dan kry mens nou tipiese hofdramas. Nee, tipiese hofdramas, en dit is waar Lincoln Lawyer en al die sepies nou ook sin speel, nee, en Suits en dies. Ek was nog nooit in 'n hof en ek is ook nie van plan om ergens in my lewe in een te belang. Regtig waar nie. Maar die dag as ek daar is, wil ek daarom 'n goeie advokaat hê. Hoekom? Want ek verstaan nie, ek weet nie wat om te doen nie. Ek weet nie of ek die persoon as edelwaarde, edelagbare, my lord, wat ook al aan te spreek nie. Ek weet nie wat om te doen en ek weet ook nie myself behoorlik te verdedig nie. Dis goed dat daar 'n ander een is. Dis waar die woord parakleet vandaan kom. Iemand wat inspraak vir jou lewer, namens jou optree. Hy is daar om jou te help. Hy is daar om vir jou in te staan. Die teksgedeelte wat ons gehoor het in 1 Korintiërs 2 is dat daar verborge dinge van God is en die Gees ken en ondersoek daardie dinge. Daarom wil ek iemand hê wat vir my die verborge dinge van God kan openbaar. Dis hoekom hierdie teks sê dis tot my voordeel. Dis tot my voordeel as die Heilige Gees vir my gestuur word en hy kan hierdie vir my openbaar. Wat ek lees in hierdie gedeeltes is, hy oortuig my van sonde, hy oortuig my ook van redding, hy oortuig my ook van oordeel, naamlik nie dat ek veroordeel word nie, maar dat alles tot 'n einde gaan kom, 'n goeie einde. Die belangrike van alles vir my, is as ek die Heilige Gees se werking wil verstaan is, hy wys na Christus. Sê weer, ek so right. Julle skuis vir my stem, ek het vandag redelik baie gepraat, so hy's in hierdie tyd van die aand is redelik gaar. So ek probeer regtig my bes, as hy bietjie pla, verskoon tog. Maar wat ek tog vir julle wil sê is dit is vir my belangrik dat ek vir julle sê, die werk van die Gees is om na Christus toe te wys. Hy wys nie na homself nie, hy wys na Christus. En as hy na Christus toe wys, die belangrike gedeelte is, hy verheerlik Christus en hy openbaar Christus. Hy verheerlik Christus, nie homself nie, en hy openbaar. Ek hoor Christus se woorde. En belangrik, veerkragtigheid. Wat doen die Heilige Gees in ons lewens? Hy het 'n baie sentrale rol om vir ons te sê en die krag te gee om te verstaan dat lyding gaan ernstig klaar kry. Daar's 'n dryfveer in my wat my herinner daaraan dat die einde is op pad. Die einde van alle dinge is op pad en wanneer ek deur lyding en swaar kry en vervolging gaan, dan is dit ook die Heilige Gees wat my sal dra. So dis net 'n vinnige voelvlug dat ons net verstaan wat die Heilige Gees vir ons in hierdie aand wil kom sê. Ek het groot geword in 'n redelike charismatiese NG Kerk. En die doel van vanaand is nie om die charismatiese beweging te kritiseer nie. Die belangrike gedeelte is, ons leef in 'n tyd waar daar baie misbruike in die Heilige Gees is. En dit is vir ons goed om waaksaam te wees. Baie waaksaam. Waaksaam tussen hierdie kant so 'n oordogmatisering van die Heilige Gees. Kyk, die Heilige Gees het geen beweegruimte nie. Ons het vir hom in 'n hoek vasgeverf en hy is so heilig en veilig, do not touch. Want ons het hom gedogmatiseer. Iets wat ek beleef het in my studies op universiteit, ons vertrou nie daai nie. Daai Heilige Gees is vir die charismatiese mense. Ons het die Bybel. Dit was amper vir my die gevoel. Ons het die Bybel, hulle die Gees. So dit was nie vir my regtig, en dis 'n gebrek wat ek baie keer beleef het van 'n opregte ontmoeting met die Heilige Gees, die leiding van die Heilige Gees,
Die rol van die Heilige Gees, ons het baie min gesprekke gehad oor, menere, julle gaan dominees wees. Kom ons praat nou 'n bietjie hoe lyk jou knieë werk, jou soeke na die Heilige Gees voordat jy gaan preek. Baie gesprekke oor hoe lyk eksegese en hoe doen jy dit en hoe ontleed jy die Bybel, maar baie min oor die spiritualiteit van stel jouself in, sonder jou af, wandel met die Heilige Gees. Aan die ander kant kry ons mense wat amper die Bybel so bietjie uitgooi en ons gaan nou net op die gevoel. Ek voel die Heilige Gees sê vir my. Ek voel die Heilige Gees wys vir my. Ek voel die Heilige Gees wil vir jou sê. Ek voel. En die moeilikheid van daai aspek is die nabyheid of die realiteit is baie keer 'n wipwaantjie. As ek nou 'n warm gevoel het, dan is God nou naby en as ek nou stilte beleef, dan wonder ek, Here, maar wat het ek nou verkeerd gedoen? Weet, hoekom het U Gees van my onttrek? Ek is saam met Psalm 51, Dawid, Here, asseblief, hoekom straf U my so, moet net nie U Heilige Gees van my onttrek nie. En dis hoekom ek wil sê, ons moet baie versigtig wees om 'n gesonde balans te kan handhaaf. Tussen absolute dogmatisisme en die ander kant, so vrypostigheid. Ons doen maar net, en ons dans, en ons val, en ons skree, en ons dis totale chaos, maar ons noem dit geestelik. Ek dink ons moet versigtig wees vir buite van hierdie ekstreme kante. Vanaand kyk ons net so 'n oomblik na dit waarteen ons moet waak. En as ek saam met julle wil waak, bedoel dit nie hardloop weg nie, maar wees maar net bedag. Wees bedag dat ons mooi na dit kan kyk. Goed. Wat hoor ek baie in die loopgange? Ek het nuwe revelation gekry. Ek het nuwe openbaring gekry. Ek sê dit baie eerlik, as jy die nuwe openbaring nie kan klassifiseer met 'n vers, stel ek nie vreeslik belang nie. Hoekom? Baie eenvoudig. As dit sê wat skrif reeds gesê het, is dit oortollig en onnodig. En as dit nie sê wat die skrif sê nie, is dit vals. Hoor baie mooi wat ek sê. As dit nie sê wat die skrif sê nie, is dit vals. En as dit in elk geval sê wat die skrif sê, is dit onnodig. Persoonlike openbaring is baie moeilik meetbaar. Dit is baie moeilik om dit te weeg, want as ek nou vir julle sê gemeente, persoonlik, die Gees het vir my gesê, ek mag maar meer as een vrou hê. Of ek kom na 'n besigheidsman, die Gees het gesê, jy moet hierdie maand sy inkomste aan my oorbetaal vir die werk van die Here. Hoe stry jy met dit? Jy hoor wat ek bedoel, dit is baie moeilik om dit te verifieer, want die gesag lê nie meer by die woord nie, die gesag lê nou by ek wat sê die Here het gesê. En dis 'n grillerige plek om te wees. So ons is bietjie versigtig vir persoonlike openbarings, want dit kan baie keer ook maar net wees dat jy 'n droom het, of iets gesien het, of 'n nagmerrie gehad het. Dit beteken nie noodwendig dat God in daai oomblik gepraat het nie. 'n tweede gedagte, Handelinge, ekskuus, ek sien nou die aand, is daar 'n pastoor, dit is 'n betalje om te geniet. Is 'n pastoor in Nigerië, en hy het nou sy paar volgelinge so agter hom. Hy gaan nou die see oopkloof soos Moses. Hoor julle my, hy vaar daar so borsdiepte, en toe hy nou die see slaan, toe versuip die arme man. So, hitte. Wat ek daardeur wil sê is, daar sekere gebeure wat jy nie copy-paste nie. Die uitstorting van die Heilige Gees is 'n realiteit. Maar in Handelinge het dit in 'n besonderse manier gebeur. Ons moet dit nie as 'n model volg. Wat bedoel ek nou daardeur? Goed, julle het almal die Gees,
Wie van julle het vuur op julle hoofde gehad? Kan ek sien? Gerrit, jy is dierbaar, dankie. Het enige van julle vuur op julle hoofde gehad? Het enige van julle in 'n vreemde taal begin preek? Kan ek hoor? Enige van julle? Goed. Verstaan julle hoekom ek sê, ons moet baie versigtig wees om nie te copy-paste. As dit daar gebeur, dan moet dit nou presies so in ons konteks gebeur nie. Die Heilige Gees beweeg en doen soos wat sy soewereine wil is. As hy dit so wou gedoen het in Handelinge, dan is dit goed en wel, maar dit hoef nie presies in kan en kruike in ons konteks so te wees nie. Goed, ek raak versigtig as die Heilige Gees gebruik word om welvaart en sukses te promoveer in plaas van heiligheid. Kom ek deel met julle. Ek vra vir julle die vraag: wat dink julle is vir die Heilige Gees meer belangrik? Julle gemak of julle gerief, of julle saligheid en julle heiligheid? Gemak en gerief, of saligheid en heiligheid? Goed. Wat vir my ook bekommer is, as dit 'n voorwaarde gestel word. As jy dit en dit en dit doen, dan sal dit en dit en dit vir jou gegee word. Dan sal jy 'n openbaring ontvang. As jy nou geld gee, ek noem dit vir julle maar net ons het 'n naam daarvoor, né? As jy iemand bribe. Veral in die swart kultuur het hulle 'n naam daarvoor. En die naam is in Zulu's om die pad oop te maak. Uku Vula Ndlela. Uku Vula beteken oop, Ndlela die pad, om die pad oop te maak. Hulle gaan so na die toordokter toe en dan sukkel die tannie om te sien. Sy kan nou nie so mooi die toekoms sien nie. Dan bring jy 'n bees, o nee, dan sien sy baie mooi. Julle verstaan wat ek bedoel? Ons kan nie voorwaardes aan die Gees skep. As jy nou gee, dan sal daar openbaring kom. As jy nou gee, dan en dan en dan en dan. Dis nie hoe die Gees werk nie. Dis hoe toordokters werk. In die kerk werk ons nie met 'n toorgees nie, ons werk met die Heilige Gees. En dis hoekom dit ook vir julle goed is om dit te hoor. Wat wil die Heilige Gees in jou lewe bereik? Heiligheid. Groei nader aan die Gees. Verdieping in die woord. 'n Verdieping in jou gebedslewe. Dis wat die Heilige Gees in jou lewe wil bewerk. Ons beweeg aan. Die volgende een is persoonlike ervaring in plaas van korporatiewe onderskeiding. Onthou julle in Handelinge 15. Dis die eerste keer dat daar 'n synode is. 'n Gemeente, 'n kerkraadsvergadering. Wat het hulle daar gedoen? Hulle moes besluit wie in Judas se plek gekies gaan word. Daar het nie een van hulle opgestaan en gesê, julle, die Gees het vir my gesê nie. Hulle het saam kollektief gaan onderskei, totdat hulle by die punt gekom het om te sê, ons en die Heilige Gees het besluit. Ons en die Heilige Gees het besluit. God praat met ons individueel, maar veral kollektief. God praat met ons individueel, maar veral kollektief. Hoekom kom ons kerk toe? Want dis hier waar jy die woord hoor. Dis hier waar ons sê, so sê die Here, Here. So sê die Here. Hy praat met ons kollektief. Die volgende gedagte wat ek net met julle wil deel, is, ons is baie bekommerd daaroor, as persoonlike manifestasies belangrik raak as dissipline. Die Heilige Gees was daar, want siekes het genees. Die Heilige Gees was daar gewees, want 'n ou het ewe skielik 'n werk gekry. Die Heilige Gees was daar gewees, want iemand het in tale begin praat. Die Heilige Gees was daar gewees, hy's by daai kerk. Julle moet na daai kerk toe gaan, want daar praat hulle in tale, maar hier, hulle praat net Afrikaans. Hulle die Gees en ons nie.
Weereens, ek is nie besig om kerke te kritiseer nie, en julle gaan my vergewe as ek sê, daai aspekte klink baie keer baie seksie. Hoekom? Dis aantreklik en dis dinamies en uitloklik en dit is maar die dieper werk van die Gees. Naamlik, daar was 'n persoon wat gegroei het in sy gesindheid om iemand te vergewe. Daai is dieper heiligheid. Daar was 'n persoon wat 'n ontmoeting met die Here gehad het en sy lewe omgedraai het. Niemand van ons weet daarvan nie. Daar's 'n persoon wat uiteindelik besef het, dissipline is belangrik. Ek moet wandel met die Heilige Gees. Ek sal my gebedslewe moet verdiep en verander. Ek sal 15 minute 'n dag vroeër opstaan en 15 minute in die aand later gaan slaap, want ek wil met die Heilige Gees wandel. Julle hoor waar die klem lê. Dis vir my persoonlik beter om op daai aspekte te fokus en nie altyd net op die dieper esoteriese ervarings en die buitengewone nie. Moenie dink vir 'n oomblik die Heilige Gees werk nie deur dissipline, gebed, Bybel lees, die aanhoor van die woord. Dis daai goeie waar die Heilige Gees op sy kragtigste werk. Die laaste wat ek net wil staan, ek gaan dit net saamvat. Autoritaire leierskap, wat bedoel ons daardeur? Do not touch the anointed of the Lord. Het julle al daai woorde gehoor? Baie keer word die sleutel waar manipulasie geïndoktrineer word. Daar's 'n sentrale persoon, hy kan sê wat hy wil, hy kan doen wat hy wil, en niemand mag bevraagteken want hy is die gesalfde van die Here. Groot risiko's. Groot risiko's. Hoekom? Want ek kan vir julle sê net wat ek wil. En julle moet dit glo. Want die gesalfde het gepraat. En dis 'n baie kommerwekkende situasie om te hê. Die oomblik as 'n gemeente nie meer kan sê, ons hoor wat jy sê, maar ons gaan mede teenoor die woord van die Here. En die woord het ons oortuig, nie jy nie, die woord. Dis altyd belangrik dat 'n dominee, 'n pastoor, 'n priester, 'n profeet, julle kan hom noem wat ook al julle wil. As hy nie die woord praat nie, dan mis ons die pot. Goed. En hier is 'n belangrike ene wat ek wil stil staan by. Die belangrikheid van geestelike gawes is dit bring ootmoed en nederigheid, nie hoogmoed nie. Jare terug, ek gaan nou 'n stuk sondebelydenis doen. Koop my boetie 'n Honda Fireblade 1000cc. Voor hom het ek 'n Honda MBX 50cc gery. Weet julle wat gebeur as jy die 50cc oopmaak? Al wat verander is jou gesigsuitdrukking. Ek kon met daai fietsie geen meisie optel nie. Ek kon nie eers vashou nie. Die ding sou gevrek het met haar agter en dan sou dit nie goed gegaan het nie. Nie vir my of my ego nie. En daai oomblik toe ek daai perd hier tussen my bene vashou en ek kom agter, hier is 'n ander krag. Weet julle wat het gebeur? Ek het dit ge-abuse. Hoekom? Nee, ek het nie geval nie, maar ek was baie naby aan die Here. Ek het my verbeel, daar's twee goed wat ek gaan sien, of 'n wenstreep of die Here. Maar onmiddellik, wat probeer ek daardeur sê? Geestelike gawes ontbloot of geestelike volwassenheid of geestelike immaturity. Daai krag is juis vir geestelike volwassenheid wanneer ek verstaan waarvoor om dit te gebruik. As ek nog nie 'n persepsie het waaroor dit gaan nie, is ek geestelik onvolwassen, is dit oor my eie beel wat ek wil blaas. Ek wil graag hê dat julle my moet sien as iemand wat naby die Here is en ek begin hierso in 'n taal praat. Hoekom? Nie om julle te stig nie, maar om seker te maak dat almal weet dat ek en die Here close is en ek is 'n autoritaire persoon. Ek en die Here stap so. Dis abuse. Dit gaan nie oor die stigting nie.
Volwassenheid is om te verstaan, die gawes word gegee om die gemeente te stig. Dis die doel daarvan. Die Heilige Gees gee dit nie lekraak nie. Hy gee dit sodat die gemeente, deur die gemeente gestig gaan word. En ons moet baie pas op vir elitisme. Wat bedoel ons daardeur? Die een is beter as die ander. So ek het nou die gawe van profesie, ek is in die pound seats, maar die persoon wat die woord ontvang van kennis, ja, is bietjie minder belangrik. Die ou wat gawes het om genesing en wonders te doen, ons moet daai persoon mooi oppas. Maar die persoon wat kan onderskei, julle verstaan wat ek bedoel, pas op vir geestelike hoogmoed en elitisme. Die gawes maak jou nederig. Dit gee jou geen rede nie om hoogmoedig te wees nie. Ek wil so klein bietjie vinnig beweeg. My volgende vinnige tema is die doop met die Heilige Gees. Nou jare terug kom ek in die bepaalde gemeente aan en toe is daar 'n kursus oor hoe om gedoop te word met die Heilige Gees. Ek glo in die Here, ek is bely, maar toe moet ek 'n kursus deurloop om my te leer hoe om gedoop te word met die Heilige Gees. En ek dink vir 'n oomblik is dit belangrik dat ons daar stil staan. Dit kan baie maklik vir mense die persepsie skep dat ek nog nie op die regte vlak met God is nie. Kom ek vra vir julle die vraag, wie van julle is gedoop met die Heilige Gees? Nee, maar julle moet in tale kan praat. OK? Het is belangrik dat ons daaroor praat. Die rede hoekom ek dit vir julle sê, die doop met die Heilige Gees. Water. Die doop met die water, moet ons eerstens sien, dis Jesus se doop. Jesus is die een wat doop. Dis sy doop. Dis niemand anderster nie, dis Jesus se doop. Water is uitwendig 'n simbool. Nie net 'n simbool nie, 'n seël dat ons verbondskinders is. Maar daar gaan iets diepers. Dis ook inwendig. En dit wat inwendig is waar ek sy Gees. Ek sal julle doop met water en met Gees. Onthou julle Johannes se woorde. Hy wat na my kom, sal julle doop met water en met Gees. Wie se werk is dit om te doop? Die dominee se of Jesus se werk? Ek sal julle doop. Hy sal julle doop met water en met Gees. Julle hoor wie se verantwoordelikheid is dit? Dis Jesus se verantwoordelikheid. En die belangrike gedeelte van die doop met die Heilige Gees is, daar's 'n verskil tussen wanneer ons ingelei word, ons inlywing in die geloof en ons inblywing in die geloof. Goed, wat bedoel ek daardeur? Die Heilige Gees werk in my hart, hy oortuig my van sonde, verlossing, dankbaarheid, ons het nou daai gehoor, maar wat doen hy ook? Hy maak my salig, hy maak my heilig, en wat is sy werk dan verder? Stop dit daar. Kom ek vra vir julle so, stop dit daar. Die werking van die Heilige Gees in my lewe is om voortdurend vernuwing te bring, voortdurende vervulling. Wat bedoel ek daardeur? Ek word vervul met die Heilige Gees. Efesiërs 5, ek word gedoop, maar daar's 'n voortdurende volmaak van die Heilige Gees en dis ons verantwoordelikheid. Ek hoef nie elke keer te bid vir 'n nuwe uitstorting van die Heilige Gees. Die Heilige Gees is uitgestort. Maar ek het nodig om my vol te gaan maak en te gaan drink uit die fontein van die lewe. Hoe doen ek dit? Dis my soeke, dis my wandeling met die Heilige Gees. Heilige Gees, ek het U nodig. Heilige Gees, in hierdie aspek moet ek my vol maak met U. Heilige Gees, ek het so U leiding nodig in my lewe. Heilige Gees, wandel saam met my in hierdie dag. Heilige Gees, is ek nog met my gees en U gees, is ons nog gesink. Stap ek op die maatstaf van U genade, op die tune van die Heilige Gees. Dis my vervulling met die Heilige Gees, en dis 'n voortdurende soeke, 'n voortdurende vervulling van jou siel. Ek wil graag, wat het ek daar geskryf? OK.
As ek vir julle vra, wat is die lakmoestoets of iemand met die Heilige Gees vervul is? Wat is dit? Ja, maar ek gaan ook verder. Die Heilige Gees, wat ons nou gehoor het, sy doel sal wees om na Jesus toe te wys, en nie na homself nie. Wat doen die Heilige Gees? Hy wys my na Christus. As ek Christus bely, het ek die Heilige Gees. Die Heilige Gees stuur, word deur Christus gestuur, en hy wys terug na Christus. Dis die lakmoestoets. Ek sluit af met hierdie laastes. Wat is ons fokuspunte? En ek kan onmoontlik alles hanteer vanaand. Dit is net te veel. Hierdie is 'n hele kursus op sy eie. Maar ek wil vir julle 'n voëlvlug gee net oor Korintiërs 12, 13 en 14. 'n Voëlvlug wat baie vinnig vir ons net gaan sê. Ek het dit by male sonder taal benadruk in hierdie tyd. Jy kan nie vir hom sê Here, as die Heilige Gees dit nie vir jou gegee het nie. Jy kan nie. Dis hoe jy weet jy is gered. Die volgende gedeelte, dis 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 3. Wat wil ek graag vir julle gee, is, hy besluit self oor die gawes. Hoekom gee God vir sekere mense gawes op sekere tye? Dis sy wil. Dis nooit gebonde aan jou persoon tot in ad infinitum nie. Ons kan in 'n sendingssituasie wees, en die Gees kan vir my in daai oomblik die vermoë gee om 'n vreemde taal te praat. En ek doen dit dalk nooit weer in my lewe nie. Hy gebruik dit soos wat hy wil. Daar's van ons wat baie moet bid, dat die Gees vir julle 'n woord van wysheid sal gee. Hoekom? Vra en vir julle sal dit gegee word. Ons het baie wysheid nodig. En daarom gee die Heilige Gees dit vir jou wanneer jy dit nodig het. Jy kan by 'n siekbed kom, en die Here genees elke keer. En jy kan by siekbed kom en dit gebeur nooit. Belangrike skei wat ek vir julle wil maak, in jou eie gedagtegang. Wat is die gelowige se fokus? Vrug of getrouheid? Dink aan die volgende beeld. Ek wat nou by dominee is. Hierdie is vir my nogal moeilik. Daar's 'n man met die naam Noag, onthou julle hom? Hy is daarom 'n swak prediker gewees. Hoekom sê ek dit? Vir jare preek hy. Jare. Bekeer julle, maak reg met God, daar kom reën. Hoeveel mense het tot bekering gekom? Sy eie huisgesin, 7. Vir jare preek hy en net 7 mense, en waarvan almal sy familie is. Net daai 7 mense. Nee, hy was seker 'n swak prediker. Nee? Kan ek 'n ander prentjie wys? Skus as ek dit so kras sê, maar sekerlik die mees useless prediker met die grootste vrug, Jona. Hy wil nie gaan preek nie, hy is nie eers lus nie. Gaan na 'n stad toe, kan ek vir julle sy hele preek sê. Nog 40 dae en God vernietig die stad. Dis die preek. Die hele stad bekeer. Die hele stad. Wat wil ek vir julle sê? In beide gevalle gaan dit oor getrouheid. Die Here besluit oor die vrug. Oor die geestelike gawes presies dieselfde. Daar mag mense wees wat besonderse gawes het in besonderse tye. Jou fokus is nie op wat het hulle nie. Jou fokus is om te sê, wat het die Heilige Gees aan my toevertrou? En aan daardie gawe moet ek getrou wees. Nie aan myself nie, maar tot verheerliking van God. As jy 'n woord van wysheid het, spreek die woord van wysheid. As jy die gawe het om te bid, bid laat die bessies bewe. As jy die gawe het van gasvryheid, onthaal, laat die bessies bewe.
Moenie vir een oomblik dink die een is beter as die ander nie. Liefde is vir my baie belangrik om dit te verstaan. Hoekom? Want die gawes soek nooit hulle eie eer nie. 1 Korintiërs 13, wie van julle is getroud op 1 Korintiërs 13? Kan ek sê, daar's 2. Wat onthou julle van 1 Korintiërs 13? Die dominee wat daar staan, die liefde. Onthou julle dit? Is dit wat Paulus bedoel het toe hy dit geskryf het? Dat dit 'n huweliksteks moet wees? Ek kritiseer nie die dominee wat dit misbruik, nee, ekskuus, verkeerde keer van woord. Ek kritiseer nie die dominee wat dit gebruik het nie. Ek probeer net vir julle sê, die konteks, 1 Korintiërs 12, praat oor die gawes. 1 Korintiërs 14 gaan oor hoe dit in die gemeente lyk, smack in die middel. Is die hele hoofstuk wat sê, dit beter uit liefde wees, want as dit nie uit liefde is, net 'n galm en 'n simbaal. Is ek soos iemand wat geen substansie het nie. Dan doen ek dit net vir my eie eer. Ek gebruik die gawes om net myself op te bou, en dat julle 'n bepaalde indruk van my. Liefde maak dat ek daai gawe wil aanwend ten bate van die familie. Liefde maak dat ek daai gawe vir julle wil gee as 'n persent soos wat die Heilige Gees dit in liefde vir my gegee het. En dis waar die fokus lê. Die doel van daai gawes is om Christus te verheerlik. En dan eindig ek net sommer daarso. Dis my belangrik om ook dit te verstaan. 1 Korintiërs eindig met, hulle het 'n spanning, en julle kan dit sommer net julle self gaan lees. Daar was maar 'n bietjie hoogmoed rondom 2 bepaalde gawes, profesie en die spreek in tale. Daai 2 word 21 keer en 20 keer bespreek oor die verloop van daai 3 hoofstukke. Maar wat eindig Paulus hierso mee? Julle, dit moet ordelik wees. En ordelik beteken nie absolute rigiditeit nie. Orde beteken dat daar 'n opbou is wat vir God en sy gemeente goed is. En daarom wil ek julle aanmoedig, sommer net in julle eie wandel, kom ons maak dit prakties. Die gawe van die Gees, hy's 'n persoon wat lewend is. Hy het gawes aan jou toebedeel. Van julle het baie kennis. Van julle het wysheid. Ons kan dit vinnig opsom, 3 in die kop, 3 in die mond en 3 in die hand. Ons gawes in die kop, woord van wysheid, kennis en insig, né? Die tye te kan onderskei. 3 in die mond, die gawe van profesie, om die woord te verkondig, nie persoonlike profesie nie. Die profesie is wat ons nou mee besig is om te sê die Here het so gesê. En julle kan dit maar lees in die 66 boeke van die Bybel. Profesie, klanke, né? Vreemde klanke te kan gebruik, is alles in die mond. Die hande, die gawe van genesing, die gawe van gasvryheid ensovoorts. Julle sien hoe dit is. Die fokus is om saam met die Gees te onderskei, wat het hy vir jou gegee, vir watter rede, en hoe verheerlik dit Christus. Ons kan nie, en dis hoekom die hele liggaamsmodel sin maak, ons kan nie sonder mekaar funksioneer nie, ons is nooit veronderstel om sonder mekaar te funksioneer nie. Dis my onderskeidingsvermoë, om die vraag te vra, Here, ek kan nie A, B en C doen nie, maar ek kan wel die volgende doen. Gaan dink gou 'n bietjie aan die kerk, vat sommer net hierdie prentjie die week. Daar's 'n klomp Martas, wat daar in die kombuis gewerk het. Gawe van gasvryheid. Iemand het my koppie gewas. Die feit dat hulle dit gedoen het, het gemaak dat ek kon kuier. Iemand het vir my sop aangegee. Dit het gemaak dat ek geborge gevoel het. Iemand het koeksisters gebring. Prys die Here. Hoekom? Dis daai gasvryheid wat nodig is. As daar besluite geneem moet word, het ons mense nodig wat wysheid het. Die gawe om die tyd te kan onderskei. Ons moenie nou hierdie kant toe nie, ons moet daai kant toe. Julle, dit lyk so goed om nou hierdie geld te belê. OK, maar wat van die arm kinders?
Is dit waartoe ons moet gaan? Nee. Julle hoor, dis 'n gawe. My gawe is om die gemeente te stig, te profeteer, te sê, so sê die Here. Dit moet julle stig. As ander mense wat die gawe het om intercessors te wees, te bid. En die Here kan vir hulle 'n gawe gee om tale te gebruik. Ek wil regtig dit vir julle sê. Vanaand is ek nie hier om anti-tale te preek nie. Die Gees gee dit soos hy wil, maar die taal van gebed is 'n gebedstaal. En dis hoekom Paulus sê, ek sal 5 woorde in die gemeente in 'n verstaanbare taal praat, as 1000 in 'n onverstaanbare. Hy wat profeteer, stig die gemeente, hy wat in 'n taal praat, stig homself. So dis nie anti-tale nie. Maar dit moet gaan oor stigte die gemeente. Tree in vir die gemeente met versigtinge. En dis hoekom ek wil vra, as die gawes is altyd in diens van Christus. Dis nederige diens om te sê, ek wil dit aan u en u familie, wil ek graag hierdie gawe gee. Mag jy regtig gaan ondersoek wat daai gawe is. Jy hoef nie deur 'n kursus te gaan nie. Jy hoef nie 'n kursus te deurloop. Natuurlik moet ons almal ons gawes opskerp. As 'n rede hoekom ek gestudeer het om hierdie gawe te ontwikkel. As 'n rede hoekom ek nou nog oplees en nie sê ek is nou, ons moet almal groei. Maar is belangrik om dit vir die gemeente terug te gee. En dis hoekom ek vir julle ook oproep, die Gees beweeg. En die sport van die kerk was nooit waar julle as 'n geloofsfamilie kom, soos by 'n rugby wedstryd, en kom kyk na die 2 spelertjies op die veld. Die 2 spelertjies is doodmoeg en die res van julle het vetsig. Geestelike vetsig. Wat bedoel ek daardeur? Die gawes word nooit ontwikkel, word nooit gebruik, is useless. Ons het net daai 2 manne se gawes nodig. Dis onbybels. Die gawes van die Gees is, hy is die dirigent. Meestervol, trek hy mense by mekaar, gee hy dit, synkroniseer, skuif daai een, help hierdie een, bring hierdie by mekaar. En ons verantwoordelikheid is om fyn te luister, en fyn te kyk na die beweging van die hand van God. Hoe is hy besig om ons te koördineer en te orkestreer as sy kerk? En dit vra, ore wat luister, oë wat kyk, harte wat volg. So mag ons na daai aspekte kyk. Oë wat kyk na die Heilige Gees, ore wat luister na hom, en harte wat sê, doen met my soos wat u wil, getroue meester. Amen. Kom ons bid. Here, ons wil u loof, ons wil u prys, ons wil u eer, Here, vir u goedheid, u guns. En so wil ons vra, Here, elke gawe wat u gegee het, ook in hierdie gemeente. Elke liewe gawe ontvang ons as persente van u. Here, nie sodat ons self mag roem daarop nie, maar sodat ons dit in nederige diens aan u kan teruggee. Nederige diens aan u en u kerk. So wil ons vra, Heilige Gees, gee tog dat ons nooit hoogmoedig mag wees. Nooit hoogmoedig mag word, maar altyd in nederigheid. Here, ons self mag gee vir die sagte invluistering van die Gees. Here, ons lees soveel keer, staan daar so, wie ore het moet hoor wat die Gees vir die gemeente sê. Here, help tog dat ons luister. Luister en hoor wat u vir ons leer. In Jesus se naam. Amen.